Hier gaan ons vir die tweede een. Hulle sê, hoe meer jy iets doen, hoe meer selfvertroue gaan jy ontwikkel. So, ek sal nou die bril verduidelik, maar daar is 'n rede vir die bril. So 'n paar weke terug, dalk 'n maand of 2 terug, het Anja Hugo my gevra of sal ek by ons Doxadeo met stream Vrouedag iets van my storie deel, en ek sê te vaar, dis reg, maar snaaks genoeg is dit die eerste keer dat ek genuine my eie storie moes gaan neerskryf, en my ma het gelukkig baie foto's van ons geneem toe ons klein was en soos ons groot geword het, so ek het actually deur al my fotoalbums gegaan. En ek kom toe af op hierdie gem wat sê, ek gaan dit vir julle lees, hier in dis my baba boek, sê, op 2 jaar het sy haarself al aangetrek. Sy was baie selfstandig, maar ook eiewys. Sy was nie baie vas aan haar ma nie, sy loop op 14 maande. So, dit is nogal iets interessants van jouself om op af te kom, en so ek het regtig by die begin en gaan kyk, hoe het ek groot geword, wat het met my gebeur, en ons het actually groot geword in Potchefstroom, Graaidorp, is nou nog 'n Graaidorp. My maale was lekker mense op die dorp, goeie mense. Sondag het ons soos in 'n rytjie in die kerk ingestap, was in laerskool by die park toe, en gimnasium hoërskool, op die pik geswat. Toe het ek besluit ek wil bietjie uitkom uit Potchefstroom, en toe het ek my HD in Tuks gaan doen, en daar begin skool hou by hoërskool Oosmoed, my man ontmoet, en ons is getroud, dis nou 28 jaar later, 2 seuns wat nou swat, en bietjie in die corporate gaan werk, en op die einde van die dag, die voorreg gehad om my kinders self groot te maak, family manager te wees, vir daai ma's wat daar buite is, wat dink hulle doen nie baie nie, dis 'n voltydse job, en nou dat hulle uit die huis uit is ek in 'n nuwe seisoen, en kan ek lekker reflekteer daarop. Nou dit is die feite van my storie, daar's natuurlik baie ander goed tussenin, maar die punt is, in hierdie revisiting of my story, het ek sekere dinge agtergekom wat met my gebeur het, en dis miskien nie groot traumas nie, maar you get big T traumas, and then you get small T traumas, and they still, ek sê altyd, trauma is actually, it means a wound, so dis nie wat met jou gebeur nie, dis wat in jou hart gebeur, en in die proses het ek agtergekom, dat op so 3-4 jaar, is jy eintlik veronderstel om in jou wese in te wire, dat jy liefgehê is vir wie jy is. En as dit nie gebeur nie, dan gaan jy in sekere goed verval, jy gaan begin om jouself te probeer bewys, of jy gaan sekere goed bymekaar maak, of jy gaan van ander mense soek, dat hulle moet van jou hou. So wat actually gebeur het, en dis hoekom ek die bril op het, is, want wat met jou gebeur, vorm die lens waardeur jy kyk. Jy sien nie die wêreld soos die wêreld is nie, jy sien die wêreld soos jy is. So ek gaan nou die bril afhaal, want hy reflekteer in hierdie lig hier, en die punt is net, dis goed om te gaan kyk, wat het met jou gebeur, al is jy hoe lief vir die Here, en jy's 'n nuwe creation, en jy's wedergebore, moet 'n ou gaan revisit, wat het met jou gebeur, want jou hart moet gesond word. So, in die proses gaan ek met julle deel, daar's 'n vers wat hier voor my is, op my lesenaar, wat is Lukas 21 vers 19, wat sê, by your steadfastness and patient endurance, you shall win the true life of your souls. So ons wil die genesing in ons siele en in ons harte beleef, ons wil ons waarde besef, dat ons dit nie uit ander oorde moet kry nie, maar dit is 'n proses wat moet gebeur, en dis die proses wat ons wil ondersoek. So, my man sal sê, ek is nog steeds eiewys, maar, in die Here se liefde en wysheid, vat hy ons op die regte tyd, na die regte plek, na die regte mense toe, en hier's nie 'n resep vir my vir hierdie kanaal nie, maar ek gaan, obviously gaan 'n trial and error wees, maar ons het begin. So ek sien julle weer vir die 3de sessie.